Baie welkom by die luistermeditasies vir Epifanie. Vandag is Dinsdag, 6 Januarie, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Psalm 72, vers 1 tot 7 en vers 10 tot 14 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit om in hierdie oomblik stadig stil te word. Voel hoe jou asem, jou liggaam, jou hart rus vind. En laat die lig van Epifanie, die lig wat kom om te openbaar, ook in hierdie oomblik jou binneste aanraak. Word stil by God wat geregtigheid laat opkom soos sonlig. Hy wat die geringste sal red, soos Psalm 72 ook vir ons sê. Die gedig Hervorming van George Louw rig ons ook vandag. Ons soek nie 'n nuwe godsdiens, Vader sê tog nee, nie nog 'n dogma om mee koers te hou, nie nog 'n katekismus, nog 'n rosekrans. Ons soek U God opnuut, soos 'n blom wat oopgaan in die somer, sodat ons oë nuut kan kyk vir die eerste keer, sonder teenspraak of dispuut. Amen. Psalm 72 vers 1 van Salomo. Leer tog die koning, o God, om te regeer volgens U wil. Leer die koning om die reg te handhaaf soos U dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor die volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied. Laat die berge en rande hulle verbly oor die vrede en reg vir die volk. Laat die koning die reg van die verdruktes onder die volk beskerm. Laat hy armes te hulp kom en verdrukkers verbrysel, sodat die mens U kan dien, solank as die son en die maan daar is, van geslag tot geslag. Mag die koning vir sy mense wees, soos die reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrenk. Mag die reg onder sy regering floreer, en mag daar vir altyd groot voorspoed wees. Vers 10. Mag die konings van Tarsus en die kuslande geskenke bring, die konings van Skeba en Seba aan hom belasting betaal. Mag alle konings voor hom buig en al die nasies hom dien. Hy sal die arme red wat hom hulp roep, die verdrukte en die wat geen helper het nie. Hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm, die lewens van die arme mense beskerm. Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry. Hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. Epifanie bring 'n lig wat oopvlek, 'n lig wat wys waar geregtigheid moet groei, 'n lig wat sag val op die mense wat dikwels verbygekyk word. Psalm 72 bid vir 'n koning, maar dit wys vir ons die hart van God. 'n God wat omgee vir die armes, die weerloses beskerm en die lewe van die geringes kosbaar ag. Dit is die lig van Kersfees wat nou verder uitkring, die kind wat konings na hom laat reis, nie om mag te vind nie, maar om die afgelope mag self te sien. Die mag van sagmoedigheid, die mag van geregtigheid, die mag van 'n liefde wat die aarde laat blom. Mag daar oorvloed van vrede wees by die psalm, totdat die maan en son nie meer daar is nie. Dis die gebed van Epifanie, dat die wêreld sal ontdek hoe God se lig ons tot vrede vorm, volhardend, eenvoudig, alledaags, soos reën wat sag val op 'n droë veld. En in hierdie lig leer ons sien, die verdruktes wat God nie vergeet nie, die mense wat roep en gehoor word, die heiligheid van 'n wêreld waar geregtigheid nie 'n droom is nie, maar 'n voortdurende geboorte.
Ek nooi jou uit om weer hierdie Psalm onder oë te neem. Watter deel van Psalm 72 se visie van vrede spreek vandag die sterkste tot jou? Dink hieroor bidtend na. Waar beleef jy 'n roepe na geregtigheid? In jou gemeenskap, in hierdie land, in hierdie wêreld? Gebruik hierdie oomblik van stilte en bring hierdie plekke en mense in gebed voor God. Waar in hierdie tyd, in hierdie nuwe jaar, het jy dalk die lig van Epifanie nodig om vir jou die pad te wys? Dink na oor dit wat vir jou voorlê en vra hierdie lig om vir jou helder te skyn in 2026. Kom ons bid saam. God van lig en geregtigheid, laat die vrede op my lewe neerreën en my oë oopmaak vir die mense wat U liefhet. Laat my vandag dra aan die lig, sodat U wêreld kan blom. Amen.